Nou vriende, goeiemôre, ons vertrou dat u 'n goeie naweek gehad het, dat u lekker kon rus, dat u gisterand 'n goeie nag se rus gehad het en dat u vanmôre vars verkook en niet opgestaan het. Die gebed van my hart is dat die Here vir een van my baie ryklik sal seën in hierdie dag, dat die Here die waarheid van sy woord sal heilig in ons harte en dat hy ons voetstappe sal rig op hierdie weg van geregtigheid, sodat ons heilig en sonder gebrek voor hom sal lewe. Ons is tans besig met hierdie reeksie wat handel oor dankbaarheid as 'n uitvloeisel van ons redding. Nou ons daar reeds geweldig baie waarhede hanteer met mekaar en ek vertrou dat u hart aangevuur is om die Here te dien met dankbaarheid, met blymoedigheid, met opgewondenheid, omdat hy so groot en wonderlike verlosser is. Nou vanmôre gaan ons stil staan by deel 3 van hierdie Psalm. Het gaan eintlik maar oor die gedagte van ons verhouding met hierdie God van die ewigheid. Ons is eintlik nietig. Ons praat van ons nietige of brose verhouding as mens teenoor hierdie God van die ewigheid. En hoor wat sê vers 14 vir ons, so pragtig. Daar staan, want hy weet watter maaksels ons is. Hy dink daaraan dat ons stof is. Een van die ander vertalings sê dit so pragtig. Hy weet watter maaksels ons is, gedagtig dat ons stof is. Nou vriende, wat wil die Here vir ons daardeur kom leer? En ek dink die verklaring is nie te moeilik nie. En dis eenvoudig, God weet wie ons is. Hy het ons uit die stof van die aarde, hy ons geformeer. Hy het die asem van die lewe in ons geblaas. Na die sondeval het die Here presies geweet wat die impak van sonde op ons lewens sou gehad het. En daarom kan ons met sekerheid vanmôre sê dat God geen onrealistiese verwagting van ons het nie. Hy besef en hy weet en hy verstaan ons is swak en feilbaar en tog roep hy ons op tot 'n lewe van heiligheid. So hierdie gedagte dat hy weet watter maaksels ons is, gedagtig daaraan dat ons stof is, gee ons nie 'n vrypas om te maak wat ons wil nie. Nee. Vriende, die Here gaan nie 'n onrealistiese gedagte of verwagting aan ons stel nie. Maar die Here roep ons op om te leef soos sy seun Jesus geleef het. Die apostel Paulus sê, wees my navolger soos ek het van Christus is. So wat die Here van ons vra, is dat ons binne hierdie waarheid van sy woord, binne die verstaan van die waarheid van sy woord, dit sal toepas in ons lewe waar ons liggame kastei en dit diensbaar maak aan die Here. Ons kan nie net agteroor sit en sê, ek is mens, ek het voete van klei, so laat Gods water maar oor Gods akker vloei. Nee. Dis glad nie die gedagte nie, want in ons liefde vir die Here, in ons vrees vir hom as heilige God, is daar ook 'n verantwoordelikheid om nou te lewe soos hy dit van ons vra. Hy gee sy gees wat ons in staat stel daartoe, en hy sê ook vir ons, dat ons liggame moet stel as 'n tempel heilig aan die Here. Vriende, die onrealistiese verwagting, ons kan nie sondeloos volmaak wees op aarde nie, ons streef daarna, ons jaag daarna, maar God gaan nie vir my die eis stel van, as jy nie sondeloos is nie, gaan jy my hemel nie sien nie, nee, want in Christus, die sondelose is ons gered, die sondeloos het ons vrygemaak van hierdie ewige straf. In hom is ons veilig in Jesus Christus en aanneemlik vir die Vader, maar nou het ons die verantwoordelikheid om in sy voetstappe te volg. Ons moet leef soos Christus geleef het. So leer 1 Johannes vir ons. En vriende, die gebed van my hart is dat u en ek dan ook daagliks sal weet die Here het nie onrealistiese verwagtinge vir ons nie, maar die realiteit is dat ons 'n verantwoordelikheid het om heilig te lewe. En dan kom vers 15 en 16 en leer vir ons hoe nietig ons werklik is. Ons is nie net uit die stof van die aarde geformeer nie, maar vers 15 en 16 sê vir ons eenvoudig, die mens soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Ek wil u vra dat u en ek vandag opnuut weer sal besef hoe nietig is ons. Ons dink so dikwels so baie van onsself. Ek het vir hierdie tyd terug gesê, ons leef in 'n tyd van entitlement. Almal dink hulle is die spulpunt waarom alles draai. Ons is die middelpunt van hierdie heelal. En tog sê die Bybel vir ons is maar soos 'n ou grasie. Vriende, as die son daaroor gaan, ons dink nou dis wintertydperk. Die gras was lowergroen en die koue is daaroor en daardie gras is basies nou heeltemal droog en verkleur. En dis wat die Bybel vir ons wil leer. Die Bybel sê vir ons is 'n blom van die veld. Die wind waai daaroor. En dit is nie daarmee nie. Dink maar by jouself, 'n blom kom en 'n pragtige blom en die volgende oomblik kom die wind en as jy weer soek is al die blomme afgewaai en daardie ou bos met blomme lyk eintlik maar
heel verwelk. So, dis die gedagte wat die Here vir ons wil gee. Dis 'n grafiese beskrywing van die mens se kortstondigheid. Ons lewe, vriende, is soos 'n veldblom wat vinnig opkom, maar deur 'n warm woestynwind binne oomblikke weggewaai word, totdat daar geen spoor van oor is nie. Ons is tydelik. Ons probeer vir u verduidelik wat die skrif vir ons wil leer. Die Here probeer deur beelde en deur hierdie wonderlike waarhede vir ons kom wys. Mens, hou op te veel van jouself dink. As jy gered is uit genade, moet jy dankbaar wees, want vandag is jy hier en môre is jy weg. Vandag is jy hier en môre is jy in die ewigheid. So daarom het ons net vandag kans om te blom waar ons geplant is. Ons het net vandag kans om 'n getuie vir die Here te wees daar waar ons geplaas het. Daarom wil ek vra, in die lig van God se ewigheid, sien jou en my eie nietigheid. En vra die Here, leer ons dankbaarheid, dat u ten spyte van dat ek so nietig is, my uit genade kom red het. Dat ten spyte van my nietigheid, u my wil gebruik in u diens en tot u eer. En dan kom vers 17 en 18, wat vir my so mooi is. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir kindskinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dit te doen. Weereens die gedagte van ons verantwoordelikheid. Vriende, ons gehoorsaamheid aan die Here. Dit is baie belangrik dat ons hierdie waarheid sal raak sien, want die Bybel sê vir ons, die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees en sy geregtigheid aan sy kindskinders vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dit te doen. Ons kan nie sê Here, Here en ons doen nie wat die Here sê nie. Want u sien, dan gaan dit ook 'n groot invloed hê op ons dankbaarheid. Hierdie dankbaarheid wat ons moet uitleef omdat ons van hierdie verskriklike ellende en sonde vrygemaak is, gaan beïnvloed word as ons met sonde en ongehoorsaamheid besig is. Daarom is belangrik dat ons sal sien, teenoor die mens se kort lewe staan God se ewige liefde. En dis belangrik om te sien, hierdie ewige liefde spoor my aan om nou 'n lewe van heiligheid te leef. Dis om 'n lewe te leef waar ek sê, Here, ek hoor wat u sê, ek meld aan vir diens, en ek sê, Here, neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Ons gaan stilstaan, as die Here ons spaar môre, by die laaste paar versies. Dis die 4de deel. U sal onthou, hierdie Psalm het begin, ek het vir u gesê, met 'n persoonlike oproep tot dankbaarheid. En dan die laaste ou paar versies, daar vanaf vers 19 tot 22, is 'n universele oproep tot lofprysing. Jy sien, dis Dawid se trant in sy psalms. Hy begin met hierdie dankbaarheid, en dan skets hy die probleem, en hy skep vir ons 'n sekere scenario oor God se getrouheid, en dan weer sluit hy af met hierdie uitbundige lofprysinge en aanbiddinge, omdat God so wonderlik goed is. Ek vra jou vandag, leef in dankbaarheid, omdat dit 'n uitvloeisel moet wees, behoort te wees, sal wees, van hierdie redding uit genade. Vriende, groete vir u, en 'n mooi dagie verder, Tara.